is holy, this is holy ground. For you are holy, God. This is holy, this is holy ground. You are holy, you are with me now. I wait upon you now. Lord, I wait upon you now. Let your presence fill me now, as I wait upon you now. This is holy, this is holy ground. You are holy, you are holy, God. This is holy, this is holy. God, U het vir Moses gesê, trek jou skoene uit want jy staan op heilige grond. En ons kom vanoggend, Here, as 'n gemeente voor U, Here, en ons vra vanoggend, Here, vergewe ons. Vergewe ons, Here, dat ons so inhardloop by U, Here. Vergewe ons, Here, dat ons in ons opgewerkheid soms so in U teenwoordigheid in en wil uit, Here. Want dis heilige grond, my God. Dit bly heilige grond, Here. En ons mag daarop kom staan. Ons mag, Here. En ek bid, Here, kom breek elke ketting vanoggend van ons af los, Here. Wat ons so laat flip tussen die wêreld en die heiligheid, tussen die wêreld en die heilige grond. Here, dat ons voluit sal gaan vir die heilige grond, Here. Dat ons voluit sal gaan, Here, om elke tree wat ons gee, elke woord wat ons spreek, Here, dit sal spreek en sal sê, Here, vanaf 'n plek van heilige grond, Here. Ons mag, Here, want die voorhangsel het vir ons geskeur, Here. Die voorhangsel het geskeur en elkeen van ons mag in die allerheiligste in beweeg, Here. En ek bid, Here, dat ons dit sal gebruik, Here. Dat ons daai voorreg, Here, sal gebruik. Want toe daar in die Ou Testament, Here, al geprofeteer is dat daar vir ons 'n verlosser gebore sal word, toe het hy gekom. En hy het gekom om ons te verlos, Here. Jesus het gekom om hierdie wêreld te kom vrymaak. En ons as mense is besig om hierdie wêreld op te mors, Here. Op te mors, want ons is so selfgesentreerd, Here. Ons is so ek, Here, die ek, Here. En ek bid, Here, dat ons onsself sal humble voor U, my God. Werklik, Here, op 'n plek van diepe afhanklikheid sal kom voor U, Here. Ek bid nou, Here, ek vra werklik, Here, kom maak, Here, ons gedagtes nou skoon, Here. Kom maak ons gedagtes skoon, Here. Kom spoel uit. Kom vlas uit, Here, wat nog tussen ons en U wil kom staan, Here. Kom, Here, kom hou die duiwel op sy plek, dat ons elke woord sal hoor, Here, sal ontvang, Here, sal verwerk en sal lewe, Here. Want dis U, Here, wat vanoggend met ons praat, Here. Dis nie ons wat met mekaar praat nie, dis U, Here. Dis U, my God, wat vanoggend kom praat. En ek bid werklik, Here, dat ons vanoggend van 'n plek van heilige grond af
sal kom en in u teenwoordigheid sal kom bly, Here. Ek bid, Here, elke bekommernis, Here, ek bid elke vrees, Here, elke uitdaging, Here, dat ons dit nou by u voete sal kom neerlê, Here, sodat ons weer nuwe krag sal kry, Here, om ook daardie aspekte in ons lewe aan te spreek, Here. Bid werklik, Here, dat ons die vyand sal kom herinner dat hy is reeds verslaan, Here. En hy het nie die reg om te kom steel uit ons lewens nie. Hy het nie, Here, maar ons laat hom toe, Here. Ons laat toe dat die duiwel kom steel by ons. So, Here, bewapen ons, my God, dat ons die wapenrusting sal aantrek, Here, dat ons gepantser is teen elke pyl wat die vyand so op ons wil afpyl, Here. Ek bid werklik, Here, dat u sal kom en vanoggend mense se harte kom roer, Here. Nie 'n groep, Here, wat hier voor sing of 'n mannetjie wat hier voor staan, Here. Here, dat ons sal breek met hierdie gewoonte van so laat en dit en dit en dit, Here, en dat ons meer ruimte sal gee, Here, dat u kan kom werk, soos wat dit u behaag, Here. Soos wat dit u behaag, Here, want ons staan vanoggend ook hier, Here, by die brandende bos, Here. Ons vra, Here, kom, my God, en kom bedien ons, Here, kom ontmoet ons, my God, vanoggend presies daar waar ons mag wees, Vader. Amen. Amen. Die tema van vandag is daaglikse brood. En as jy nou dink daaglikse brood, dan gaan daar nou so 'n paar goed deur jou kop. Maar dit was pretty much vir die Israeliete stapelvoedsel gewees. En dan is hy ook so gegradeer. Sal maar sê die hoër klas het die suiwer witmeel brood geëet en die minder gegoede klas het die bruin en al daai brood geëet. En ek kom nie vanoggend en ek sê vir jou, daar's iets met jou verkeerd as jy bruinbrood eet. Dit sê ek nie vanoggend nie. Ek sê vanoggend vir jou, pas op dat jy nie jouself kom definieer as 'n lae klas van die samelewing. Because you are fearfully and wonderfully made to his image. Jy is, man. Jy is. Maak nie saak hoeveel geld daar vanoggend in daai bankrekening van jou is, hè. Jy is geskape na die beeld en die gelykenis van God. Jy is geskape. Leef soos een, want hy het jou gekies. Hy het jou geroep by die naam en hy sê, jy is myne. Jy is myne. Ons gaan lees uit Matteus 6 vers 5 tot 15 uit die 83 vertaling. As julle bid, verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle. Hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, en party vertaling sê, gaan na jou binnekamer toe. Maak die deur toe en bid tot jou Vader, wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. Ek en jy loop baie maklik met so ietsie in ons hart in. So net so, en as jy daai persoon sien, dan sit of daai ietsie net 'n bietjie wil kom opstaan. En hy sê hierso, maar as julle ander mense nie vergewe nie,
sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Ek wil asseblief vir jou vra, moenie steel van jouself nie. Moenie steel van jouself nie. As iemand vir jou iets gesê het of iets aan jou gedoen het, en dit is soms verskriklik moeilik om onder ander mense se skerp tonge uit te kom. Dis baie moeilik. Maar as jy op 'n punt van onvoorwaardelik vergewe kan kom, dan leef jy in die grootste oorwinning wat Jesus vir ons aan hierdie kruis kom gee het. Is dit maklik? Dis uitdagend. Dis uitdagend want mense hanteer ons verkeerd en ons hanteer ook ander mense verkeerd. Hoor, dit is nie net van ander kant af nie. Ons het maar net soveel foute. En ek wil vir jou vra, terwyl ons op hierdie aarde is, gaan ons sondig. Ons gaan iemand irriteer. Ons gaan iets by ons mond uitkom wat moes gebly het. Maar die oordeel kom steeds nie my en jou as mens toe nie. Die oordeel kom God toe. So kom op 'n plek, sny jou los van mense af. Daai wat jy al so 10 en 20 en 30 en 50 jaar saam met jou rondsleep soos 'n bollenketting hier aan jou enkel. Jy steel van jouself. Jy steel van jouself. God is ons hemelse Vader. En hy vereis nie 'n vaderskaptoets om te bewys dat hy ons pa is nie. Nee. Baie manne kom ons en sê ek wil 'n vaderskaptoets hê. Nee. Hy staan pa vir sy kinders. Hy's nie 'n afwesige of 'n onbetrokke pa nie. Hy's daar. Nie net wanneer ons hom nodig het nie. Hy is 24/7 is hy daar en nog soveel meer ook. En ek en jy is soos 'n klomp voeltjies in 'n nes. Ons bekkies is almal so oop en so wah. Ons wil nou kos hê. Soos dink babas ook partykeers. En dan kom die ouers, daai oop bekkies en hulle prop kos in. Hulle prop kos in. Wat doen ek en jy as die moeilikheid slaan? Ons wil nou asseblief Here en as ons magies toe is, dan klap ons bekkies toe en dan is dit nou eers weer oukei tot die volgende ete. Daai klein voeltjies is so afhanklik van hulle ouers vir oorlewing. En soos ek en jy moet ons ook afhanklik wees van God. So moet ek en jy konstant afhanklik bly van God. Maar baie keer streef die mens daarna, ons is selfonderhoudend, ons kan vir onsself voorsien, ek werk hard vir hy salaris, dis my geld, dis myne, dis myne, dis myne. Ek het nie eintlik iets nodig van God nie. Dalk sê jy dit nie, maar dit is hoe ons lewe. Dit is hoe ons lewe. En dan sê ons baie vinnig, ek werk hard vir hierdie geld en ek moet baie moeilikheid op van my baas om hierdie geld te verdien en jy sal nie vir my kom sê hoe ek my geld moet hanteer nie. Daai eie ekkie, daai eie ekkie. Ek wil vir jou asseblief vra, soos gevangenes in die tronk sê altyd, ek sal vir jou plat maak soos 'n menorah blyk. Raak plat op die aarde voor God en kom van daai plek van afhanklikheid en nader tot God. Want dan sal God met jou werk. Dan sal hy voorsien, want hy weet reeds wat jy ook nodig het. En dan kom die Here en hy leer vir ons hoe om te bid, hierdie Onse Vader gebed. Want God gee vir ons om. God gee vir my en jou om. Hy sal jou nie op hierdie aarde geplaas het nie, as hy nie vir jou omgee nie. Daar kom nie 'n kind in hierdie wêreld per ongeluk nie. Al wil ek en jy so lekker ons mond spoel. Daar kom nie 'n kind in hierdie wêreld in wat God nie beplan het nie. Daar is 'n perfekte blueprint vir daai kleintjie. Wat hy of sy ook al moet doen, God sien jou raak. Al wil jy partykeers maar in die donker kas gaan wegkruip oor alles wat jy aanvang. God sien vir jou raak, want jy's belangrik vir God. Hy kyk na jou en hy sê, "Wow, jy's vir my belangrik, maar jy is nie minder belangrik nie. Jy's vir my belangrik."
God bly elke dag opgewonde oor jou. Opgewonde, al is ons nie altyd so lekker opgewonde met mekaar nie. God bly opgewonde oor jou. En ons tema is eintlik vers 11 vanoggend. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En as ons sê gee, word dit nou nie bedoel as 'n demand nie. Hey, ek wil dit hê. Gee. Nee, hierdie is 'n versoek en ons verklaar eintlik ons afhanklikheid van God om aan ons te kom voorsien. En dan sê dit gee ons vandag, nie gee myne nie, gee nie my brood nie, gee ons brood, ons. Ons is so gefokus, 'n voorgereg, 'n nagereg, 'n hoofgereg, 'n nagereg en 10,000 virke, messe. En ons kyk maar baie vinnig weg as dit langsaan so swaar gaan. Ek en jy moet ook bid vir ons naaste se brood op hulle tafel. Daarom sê ons, gee ons vandag. Gee ons vandag. Gee ons vandag, ons is mense wat voorsiening wil maak vir die dag van môre. Ons is 'n klomp marmotjies, ons wil net opgaar en opgaar en opgaar en opgaar en opgaar. En dis goed, dis baie goed om voorsiening te maak. Dis 'n probleem as jy konstant vandag jou dood bekommer oor die dag van môre. Hoekom? Want daai heeldag se bekommernis oor môre steel die vreugde van jou vandag. En ek en jy laat dit toe. Ek en jy laat toe dat die duiwel ons vandag besig hou met môre se dinge. Terwyl die woord sê, môre sorg vir homself. Môre sorg vir homself. Ons moet op 'n plek kom wat ons ophou so onafhanklik wil funksioneer. Ons moet op 'n plek kom wat ons in afhanklikheid van God leef, sodat ons konstant kan verklaar, hy is ons voorsiener. Die Here het vir die volk van Israel, hulle was maar 'n klompie dwarstrekkerige mannetjies en vroutjies en kindertjies. Daar in die woestyn het hy ook vir hulle geleer van afhanklikheid. Hy het gesê hy gaan vir hulle kwartels en manna gee, tel op vir 1 dag. En die dag voor die Sabbat mag jy optel vir 2 dae. Wat het hulle gemaak? Hulle het net ons aan die môre nie. En toe raak dit mos nou vrot en toe is dit ook nou weer 'n probleem. Ons moet bid vir brood vir vandag. Ons moet bid vir brood vir vandag. En ek en jy moet ek kan nie vir jou sê jy moenie voorsiening vir môre, want dis die regte ding om te voorsien vir die dag van môre. Dis die regte ding om te voorsien vir die whatever die einde van die maand moet betaal word. Dit is reg. Moet asseblief nie dat dit jou lewe raak nie. Moet asseblief nie so gekonsentreerd wees op môre of die einde van die maand dat jy vandag se gelukigheid mis nie. En ek staan daar en ek dink by myself, dis miskien hoekom baie van ons so treurige gesiggies het, want ons bekommer ons oor die dag van môre. Snyf jou los van môre. God sorg vir die mossies. Hoekom sal hy nie sorg vir ons hê? Ek is nou pretty much, ek tik so aan die 62. En hier staan ek. Ek moes kos en goed gekry het, want hier staan ek. God het voorsien en hier staan ek. Ek wil asseblief regtig vir jou vra, as ons sê God gee ons vandag ons, wat beteken dit? Dit is alles die Here se, maar as ek sê ons, dan ek is mos sy kind. Dit beteken dis God se en ons sin. Dis ons gee ons vandag ons God se daaglikse brood. Ek en jy mag, as sy kind mag ek en jy kom en vir hom sê, God, u brood, my brood, ons brood, gee ons vandag van daardie brood. Alles behoort aan God. En ons is nie bedelaars en vreemdelinge laat ons moet gaan
met 'n bordjie voor ons nek staan en dit en dat. Dis hoe hulle lewe werk. Ek kan nie vir ander mense sê nie. Maar ons hoef nie te bedel nie, want ons Pa is die koning. Ons Pa is die koning van alle konings. So hy sal vir ons gee. Ek gaan nie net wanneer ek in nood is vir God vra nie. Ek gaan elke dag gaan ek vir God vra, in goeie tye en in slegte tye. Ons moet op met hierdie ding van, as die nood druk, as iets verskriklik gebeur, nou gaan ons aan die bid, en ons stuur die wêreld vol bid saam, en dit is goed en dit is wonderlik. Maar ons moet elke dag tot God bid, nie net wanneer ons iets van hom nodig het nie. As ons vra vir brood, ek moet nie vra vir weelderigheid nie. Daai gebed sê nie, ek wil konfyt ook hê nie. Ons vra, gee ons vandag ons daaglikse brood. En as jy die konfyt kry, wat 'n bargain of wat 'n bonus. Vra dit wat jy nodig het. Ek het nou so 'n prentjie van my en ek hou van botter, ek wil my tande merk in die brood sien as ek dit kou so. Pierre, moenie vra vir, Here, ek wil 6 lepels botter hê om dik te smeer nie. Ek wil brood hê vir vandag. Ek wil brood hê, Here, vir vandag. En dit is wat ek en jy moet kom doen. Die gebed leer ons nie bid vir konfyt nie. My brood vir vandag sluit in, dis ek bid dan vir my huis, as ek sê, gee my vandag met ons daaglikse brood, sluit dit in my huis, my gesondheid, my klere, politieke vrede, my salaris, my vriende, my lewensmaat, as ook my saligheid. Hoor julle wat het ek nou hier gelees? My. Ek en jy moet begin bid vir die ou langs ons. Ek en jy moet begin bid vir die mens wat al 10 jaar lank so bly en jy het nog nie eens gegroet nie. Ons is regtig waar so selfgesentreerd. Minding my own business, druk nie my neus in ander mense se sake nie en dis reg. Maar ek wil ook vanoggend vir jou sê, dat kom ons hier sit vanoggend in hierdie gebou en ons sê, nuwe lewe, ons is 'n familie. Pragtig man. Dit lyk mooi op die flower daar buite. Is ek en jy regtig familie van mekaar in hierdie gebou? Is ons regtig of kom ons en ons smaal en ons druk en ons gaan sit? Asseblief, los my. Neem my spasie, kom hier. En dis goed as jy so is. Ek en jy kan nie vir die wêreld verkondig ons is 'n familie, maar ons leef nie familiewaardes uit nie. Ons leef dit nie uit nie. Daarom het ek vanoggend vir jou gevra, vra vir die mens langs jou, hoe gaan dit? Vra vir die mens langs jou, hoe gaan dit? En dan vra jy vir hom, hoe gaan dit nou regtig? Hoe gaan dit regtig met jou? Ek moet nie vra vir rykdom nie, maar om my beskeie deel vir elke dag te kry. Here, ek soek brood vir vandag. Ek soek brood vir vandag, Here. Sodat ons daardeur kan erken dat God bly ons bron van voorsiening. Nie my salaris nie wat ook al nie. Nie wat mense vir my kom gee nie. God bly my bron van voorsiening. God bly ons bron van voorsiening. Dat ons verstaan ons gebede uit klaar. Klaar. So gaan dit. Ons moet 'n bietjie meer dankbaar wees. Ons moet in gebed ingaan, soos ek net al gesê het, ons hardloop maar baie vinnig by God in. En hier's my lysie. Hoekom begin ons eers slag ons gebed met dankie Here? Dankie Here. Dankie Here, ek ry nou vanoggend kerk en nou dink ek, ja, en ek bid ook nou so en ek dink, Here, dankie dat ek vanoggend daai kraan kon oopdraai en daar het water uitgeloop. En het enigeen van ons daar gedink vanoggend, daar het water by die kraan uitgeloop? Nee, want dis vir ons 'n gegewe. Dis 'n gegewe. Daar's mense hier op country wat al weet jy hoeveel maande sonder water sit nie. En dan die oomblik as jy dit nie het nie, dan besef jy eers. Man, dis my reg. Die konstitusies van hierdie land sê ek moet water kry. Dan wil ons op ons agtervoetjies staan. Dan wil ons naels uitdruk. Maar sê ons elke dag dankie Here vir daai water.
Dankie Here vir daai bed. Al kraak hy miskien soos hierdie ding nou kraak. Maar dankie Here, ek het 'n bed. Dankie Here, ek het 'n huis. Dankie Here, ons het 'n vertrek. Ons hoef nie in hierdie warm son daar onder 'n boom te gaan sit nie. Sê ons nog ooit vir God dankie of vat ons alles maar net so vanselfsprekend? Ek kyk ou Kersaand daar by my huis. Hoe opgewonde is die kleintjies oor 'n geskenk? Hoe opgewonde is die kleintjies oor 'n geskenk? En die papiere word net, dis net so. Ons sal sien dat binne-in is. Raak ek en jy nog so opgewonde oor God? Raak ek en jy opgewonde oor die grootste geskenk wat ons ooit ontvang het? Of aanvaar ons dit? Ons gaan Sondag kerk toe, uur en 'n half, 2 ure, miskien 'n uur lyk dit. Raak ek en jy nog regtig waar opgewonde oor die grootste geskenk wat ons gekry het? Of aanvaar ons dit maar, ja, en volgende jaar dan is dit maar weer Kersfees, dan doen ons maar weer dieselfde. Ek wil vir jou uitdaag asseblief, Kersfees is nou verby, lewe van 'n plek af. Here, dankie vir hierdie groot geskenk wat ek ontvang het. Koester daai verhouding met God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Koester dit, want dis joune. Hy het jou uitgekies. Hy het dit uitgekies om vir jou te gee. Ons hulp kom nie van mense af nie. Ons hulp kom nie van mense af nie. Dit is Psalm 121. Ek slaan my oë op na die berge. En waar sal my hulp vandaan kom? Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Ons moet op daai punt kom van ons moet spreek. God is my voorsiener. Ek is afhanklik van God. Ek is nie afhanklik van ander mense nie. Ek is afhanklik van God. En ek wil afsluit en ek wil sê, ek moet nooit my vertroue in ander mense stel nie, of in my eie abilities nie. Ek moet my vertroue bly stel in God. En as ek op 'n punt kan kom van, Here, U sal sorg dat my oë môreoggend oopgaan. U sal sorg dat ek diep kan asemhaal, my longe gevul is. En op 'n worry gaan ek my oë oopmaak môreoggend. As ek gaan worry vanaand oor gaan ek my oë oopmaak môreoggend, dan het ek 'n probleem. Hoor my, as jy bang is om die ewigheid in te gaan, dan het jy 'n probleem. En dan het jy nog vandag het jy 'n kans om te sorg dat jy nie bang is nie. Ek wil regtig waar vir ons vra, asseblief, Jesus se gebreekte liggaam aan hierdie kruis, hoe hulle hom verpletter het. Dis my en jou se brood wat gebreek is. Dis ons daaglikse brood. En kom ek en jy stap in dit in. Kom ons berei ons harte voor. Kom ons maak ons harte oop en ontvanklik vir die brood wat God vir ons wil gee. Jesus Christus wat aan 'n kruis kom sterf het. Maar amen, die kruis is leeg, want hy het gesterf en het opgestaan. Hoekom? Om vir ons te gaan plek voorberei. Sodat ek en jy iets het om na uit te sien eendag. Amen. Amen.